Goeiemôre. Ja, ons trek nou al warm klere aan. En ek hoop dit gaan goed en lekker warm daar by jou. Ons tema is kom oor jouself. En ons lees uit Filippense 2 vanaf vers 5 tot 8. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir nog 'n dag. Ja, Here, ons is in Pinkstertyd en ons is baie dankbaar dat U goed is vir ons. Dat U genadig is met ons. Dankie vir U woord wat ons het en as ons nou die woord gaan oopmaak, dan bid ons vir hulle wat swaar kry, hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het in die laaste week, hulle wat nie lekker voel nie, hulle wat in hospitale is, en dan wil ek dankie sê vir hulle wat nog 'n jaar kon feesvier. Verjaar. Bid ook vir hulle wat oud is, wat nog hier op aarde is en swaar kry elke dag, omdat die ouderdom net hulle ingehaal het. Wees saam met ons en help ons ook nou waar ons hier by mekaar is. Amen. Ons lees uit Filippense 2 vanaf vers 5 tot 8. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was ook in julle wees. Hoewel hy in gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie. Maar hy het homself daarvan leeg gemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word, en toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Eenheid klink altyd mooi, totdat jy mense saamgooi, dat hulle moet saamleef. En ek weet, ek het 3 meisiekinders grootgemaak. Dit is maklik om oor liefde te praat. Dit is maklik om te sê, die kerk moet saam staan. Maar sodra mense mekaar se swakhede begin sien, dan begin dinge skeur. Want eenheid kos iets. Eenheid vra, klim van jou troontjie af. Kom bietjie oor jouself. En dit is moeilik, want diep binne in elke mens leef daar die verlange om die middelpunt te wil wees. En trots is die grootste vyand van eenheid. Dan gooi ons 'n gesousie daaroor, ons sê, ja, maar ek is sterk oortuig, dit gaan teen ons standaarde in, en ek staan die keer nou vir die waarheid op. Maar baie keer gaan dit maar net oor me, myself and I. Oor myself. Dis ek wat gehoor wil word, dis ek wil erken wil word, dis ek wat belangriker wil wees. Dis hoekom Paulus in Filippense 2 nie begin met tegnieke vir beter verhoudinge nie. Nee, hy begin met Jesus. En hy skryf, laat dieselfde gesindheid in julle wees, wat daar ook in Jesus was. Wil jy weet hoe ware eenheid lyk? Kom ons kyk bietjie na Jesus Christus. Jesus het afgeklim. Paulus sê, Jesus was nie gestalte van God, maar hy het nie in daai gestalte van God vasgeklou nie. Hy het homself daarvan losgemaak. En as daar ooit iemand wat die reg gehad het om eerste te wees, dan was dit Jesus. Want alle mag het aan hom behoort, alle heerlikheid, alle aanbidding, en tog klim hy van sy troon af. Hy word mens, hy word swak, hy word 'n diensknegt. In die wêreld sê gewoonlik, verhef jouself. Jesus sê,
Verneder jouself. En ongelukkig leef ons in 'n tyd waar alles net om die self draai. Het gaan oor selfbevordering, selfbeeld, selfvervulling. Selfs in die kerk vra mense, wat kry ek hieruit? Ek gaan nie meer kerk toe nie, want hulle doen nie dit nie, en ek hou nie daarvan nie, en ek wil nie dit hê nie. Eerder as om te sê, waar kan ek 'n verskil maak? Waar kan ek dien? Jesus is nie gekom om homself groter te maak nie. Hy het gekom om homself te gee. En Paulus sê, daardie selfde gesindheid moet in ons wees. Nie net Jesus bewonder daarvoor nie, ons het hom daarvoor navolg. Filippense 2 vers 3 sê, moet niks uit selfsug of ydelle eer doen nie. Ongemaklike woorde, nee. Want trots leef diep in ons almal. Ek wil reg wees, ek wil erken word, ek wil eerste wees, want is deel van 'n mens se DNA, jy wil erkenning hê. En dis hoekom konflik so maklik ontstaan. Baie verdeeldheid begin nie by groot leerstellings nie. Verdeeldheid begin baie keer by die self. Iemand wat misgekyk voel. Iemand wat nie meer belangrik voel nie. Iemand wat voel, maar my opinie tel nie meer nie. En skielik dan is die gemeenskap in 2 gesplit. Trots kan selfs geestelik klink. Wat bedoel ek daarby? Ons sê so maklik, ek staan net vir die waarheid. Maar baie keer verdedig ons net ons eie ego. Eenheid word moeilik wanneer almal koning wil wees. En Paulus sê, hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Die kruis was vernederend. Jesus sterf nie vir ons sondes nie. Hy wys ook hoe die ou self moet sterf. En dis hoekom Jesus sê, neem jou kruis op en volg my. Ja, ons wil graag opstanding vier sonder kruisiging. Ons wil heerlikheid vier sonder selfverloning. Maar die pad van Jesus loop deur die kruis. Daar's geen ander pad nie. En daarom, as ek die ou self wil wen, as ek die ou self wil beheer, as die ou self eerste wil wees, dan neem ons maklik aanstoot. Dan vergewe ons moeilik. Dan raak ons maklik op die verdediging. Pas op vir trots. Die teenstelling van trots is natuurlik liefde. En wat in liefde? Liefde gee. Liefde gee in nederigheid. En die Bybel maak nederigheid baie prakties. Die Bybel sê nederigheid lyk soos luister sonder om jouself te verdedig. Om jammer te sê. Om iemand anders eerste te stel. Om te dien sonder erkenning. Geduldig te bly met moeilike mense. Wat het Jesus gedoen? Hy het nie net gepreek nie. Hy het voete gewas. Die koning van die heelal staan met 'n handdoek om sy lyf en was vuil voete. Dis hoe liefde lyk. Trots sê, ek wil my sin hê. Liefde sê, hoe kan ek dien? Soms beteken dit, ja, ek moet sagter praat. Soms, of meestal maar eers te jammer sê. Meer luister. En juis is dit hoekom baie huwelike sukkel, want 2 mense wil albei koning wees. Eenheid begin waar iemand bereid is om af te klim van die troon. Kerke breek dikwels oor egos, voorkeure, erkenning.
Die vraag is nie, kry ek my sin nie. Die vraag is, word Christus verheerlik? Maar liefde vind nie die neerslag in die kerk nie. Ook in die alledaagse lewe beteken liefde, eerlikheid, geduld, respek, om ander raak te sien. Hierdie preek gaan nie oor selfhaat nie. Nee, jy moet baie mooi verstaan, God het jou gemaak, wie jy is. Hy het jou perfek gemaak. Christus het vir jou gesterf, nog toe jy sondaar was. Maar Jesus se liefde en die evangelie bevry jou van die behoefte om die middelpunt te wees. Jy hoef nie altyd raak gesien te word nie. Jy hoef nie altyd te wen nie. Jy hoef nie altyd jouself te verdedig nie. Jou identiteit rus nie in jouself nie, dit rus in Jesus Christus. En wanneer Christus die middelpunt word, verander alles. Dan word mense om jou belangriker as jou ego. Diens belangriker as status. Liefde belangriker as beheer. Die vraag van hierdie preek is eenvoudig. Wat moet in jou sterf? Nie iemand anders se trots nie, joune. Want eenheid begin waar die self ophou om koning te wees. God se seun het afgeklim, hy het homself verneder, hy het die kruis gedra. En nou sê hy, volg my. Want die troon behoort nie aan ons nie. Christus alleen is die middelpunt.